Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons leef in 'n wêreld waar dinge vinnig moet gebeur. Ons is haastige mense. Ons wag nie graag nie, ons wil antwoorde hê. Ons wil oplossings hê. Ons wil verandering sien en dit moet sommer nou gebeur. Maar vandag kom leer U ons dat U wagtyd nie leeg is nie. U wagtyd is vol genade. Here, ons het nodig om dit te verstaan. Ons wil bid dat U ons verstand sal oopmaak, dat ons hierdie woorde sal verstaan, dat ons die begrip, die beginsel sal verstaan, maar ook ons harte, sodat ons lewens kan stil raak voor U. Dat ons kan wag, aktief kan wag op U koms. Here, en so wag ons dan ook dat U woord aan ons sal kom oopmaak vanmôre. Kom, leer my U wil, Heer. U is die pottebakker, ek is die klei. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing is vir oggend 2 Petrus 3 van vers 3 af. Petrus sê, julle moet veral dit weet, in die laaste dae sal spotters met hulle gespot opdaag, mense wat hulle lewens volgens hulle eie drange inrig en vra, wat het geword van die belofte van sy koms? Sedert die vaders ontslaap het, bly alles steeds soos dit van die begin van die skepping af was. Laat hierdie een saak egter nie by julle verbygaan nie, geliefdes. By die Here is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die belofte uit soos party mense dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die dag van die Here sal egter kom soos 'n dief, 'n dag waarop die hemele met 'n gedruis tot 'n einde sal kom. Die elemente sal uitbrand en vergaan, die aarde en wat daarop is ontbloot sal word. As al hierdie dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Mense wat 'n heilige lewe lei, Godvreesend leef, wat na die aanbreek van die dag van God uitsien en dit probeer bespoedig. Dit is die dag waarop die hemele, deurdat dit verbrand word, sal vergaan
en die elemente sal uitbrand en wegsmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waar geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, streef ernstig daarna om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. Tot daar ons skriflesing. My inleidende verhaaltjie is 'n redelik bekende verhaal. Dit sluit aan by die verhaal van die verlore seun. Daar is baie sulke verhale van kinders wat van die huis af weggegaan het. Seuns en dogters. Sodra hulle geleentheid kry, dan is hulle uit die huis uit, weg. En die ouers hoor vir jare nie van hulle nie. En hulle probeer hulle eie lewe lei, maar dan loop dinge skeef. En op 'n stadium, dan is die geld klaar. Die wil om self te probeer is ook klaar. En uiteindelik besluit daardie kind dat daar 'n moontlikheid is dat hulle dalk kan teruggaan huis toe. En op daardie stadium, een aand, dis waar ons verhaal inkom. Een aand was so 'n jong man, moeg en gebroke, besluit hy wil teruggaan. Maar hy's bang. Sê nou sy pa verwerp hom. Wat as die deur van die huis toegesluit is? Hy stuur toe 'n briefie vooruit. Pa, ek weet nie of daar nog plek vir my is nie, maar as pa my nog wil hê, sit asseblief Sondag aand die stoep se lig aan, dan sal ek weet ek kan huis toe kom. Daardie aand stap hy stadig die grondpad af. Sy hart klop. Hy kyk op na die huis en toe sien hy dit. Nie net een lig nie, die hele huis brand van lig. Selfs lanterns hang in die bome en sy pa staan op die stoep en wag. My liewe broer en suster in die Here, dit is iets van God se hart. Die feit dat Jesus nog nie teruggekom het nie, beteken nie God het ons vergeet nie. Dit beteken die lig brand nog. Die deur van genade, God se genade, staan nog oop en God wag vir nog mense, verlorenes, om huis toe te kom. En dit is wat Petrus vir ons hier in 2 Petrus 3 leer. Ons lees, julle moet veral weet, in die laaste dae sal daar spotters kom, wat volgens hulle eie begeertes leef. Hierdie mense leef volgens hulle eie begeertes. Hulle vra, maar as Jesus dan sou kom, hoekom vat dit so lank? Waarom verander niks? Waar is God? Dinge gaan maar net aan, soos altyd. Son kom op, gaan weer onder. Die wêreld draai, mense trou, mense werk, mense sterf. Waar is Jesus? Petrus sê baie belangrike ding. Hierdie mense dink volgens hulle eie begeertes. Die probleem is nie net hulle ongeloof nie. Die probleem is dat mense nie God se antwoord wil aanvaar nie. Hulle wil 'n wêreld hê sonder verantwoordelikheid, sonder bekering, sonder God se oordeel. En daarom spot hulle. En tog het die wêreld vandag nog nooit in die geskiedenis ooit meer bewyse gehad dat die Bybel waar is nie. Ons leef in 'n wêreld van oorloë, morele verval, geestelike verwarring, selfliefde, geweld, vrees. Die Bybel het dit alles al reeds in Petrus se tyd gesê. En Petrus sê, moenie dat hierdie spotters jou geloof steel nie. God se beloftes bly waar. Onthou, Petrus sê vir ons, God beleef tyd
anders as ons. Daar's een ding wat ons nie moet miskyk nie. By die Here is 1 dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. Vir ons voel die wagtyd lank, maar vir God is hy nooit laat nie. Die probleem is dat ons God se tydsberekening met ons horlosies probeer meet. Ons dink, Here, waarom antwoord U nie nou nie? Waarom gryp U nie onmiddellik in nie? Waarom kom Jesus nie? Maar God sien die volle prentjie, hy staan bo die tyd. En vir hom is hierdie stukkie geskiedenis tussen Jesus se hemelvaart en wederkoms nie 'n stuk chaos nie, maar 'n volmaakte deel van 'n volmaakte plan. Dink maar aan Josef in Egipte. Vir hom was die wagtyd jare lank, alles wat hy moes deurmaak, die verraad, die slawerny, die tronk. Maar te midde van alles was God besig met 'n plan om sy volk te red. Dink aan Abraham, hoe lank moes hy wag vir Isak? Maar God is nooit te laat nie. Hy is in beheer, hy het gesorg. Dink aan Jesus se opstanding. Vir die disippels het Vrydag gevoel soos die einde van die wêreld. Maar Sondag het gekom. God werk nie volgens ons kalender nie. Hy werk volgens sy ewige wysheid. Wat vir ons soos vertraging lyk, is in God se hande voorbereiding. God se tyd is genadetyd, sê Petrus. Die Here stel nie die belofte uit soos sommige dink nie. Inteendeel, hy's geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat sommige verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Hier kom ons by die hart, by die kern van hierdie gedeelte. Waarom het Jesus nog nie teruggekom nie? Omdat God geduldig is. Die feit dat Jesus nog nie weer gekom het nie, hierdie wagtyd waarin ons is genadetyd. Elke nuwe sonsopkoms is genade. Elke nuwe dag is 'n dag waarin nog iemand tot bekering kan kom. As Christus 10 jaar gelede al gekom het, dan sou daar almal wat in hierdie afgelope 10 jaar tot bekering gekom het, nie die ewige lewe kon beerwe nie. Daarom wag hy. Sommige van ons sou dan verlore gegaan het. Maar God het gewag. Hy het geroep en hy het weer en weer genade gegee. Vandag sê God weer vir elkeen van u, kom huis toe, kom na my. Ek sal jou rug gee, rus gee. Die lig brand, die deur staan oop. Die wagtyd sal nie vir altyd aanhou nie. Petrus sê die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Petrus sy boodskap verander nou van troos na waarskuwing. Jesus sal terugkom, nie as 'n baba in 'n krib nie, nie in swakheid nie, maar as koning en regter, en hy sal oordeel. Dit sal onverwag, skielik, beslissend wees. En daarom hierdie oproep, hoe moet ons in hierdie tyd leef? Hoe heilig en godvreesend behoort julle dan nie te leef nie? Die profesie is nie gegee om ons nuuskierig te maak nie. Die profesie is gegee om ons lewens te verander, om ons geleentheid te gee om aktief in hierdie wagtyd heilig, godvreesend te leef voor hom. Ons moet met heiligheid, met toewyding, met ewigheidsfokus die toekoms tegemoet te gaan. Ons verwag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, sê Petrus. God se eindplan is nie die vernietiging van alles nie, maar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde.
Sal op 'n ander keer meer in detail hieroor weer ingaan. Maar daarom dan hierdie oproep, leef gereed, nie passief nie, vlekkeloos, opreg, in vrede. Nie volmaak in eie krag nie, maar gereinig deur die bloed van Christus. Die vraag is nie net, glo jy dat Jesus terugkom nie? Die vraag is, leef jy asof hy enige oomblik kan kom? Leef jy asof hy enige oomblik kan kom? Die wêreld sien wagtyd as nutteloos. God gebruik dit as 'n tyd vir redding. Miskien wag God vandag vir jou. Miskien het jy lank weggehardloop. Miskien het jy koud geword, jou liefde afgekoel. Miskien leef jy ver van God. Maar onthou, die lig brand, die Vader wag, die deur staan oop. Gebruik hierdie geleentheid om vir hom ja te sê. Amen. Here, baie dankie vir u ongelooflike geduld. U geduld met ons. Dankie dat u nie haastig is om te oordeel nie, maar dat u verlang daarna dat mense gered sal word. Dankie Here dat u vir ons wag, dat u vir my gewag het. Dankie vir elke dag van genade. Dankie vir Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het, sodat verlore mense huis toe kan kom. Here, help ons om te besef hoe dringend hierdie oproep is. Help ons om gereed te wees. Heilig ons harte. Gee dat ons met hoop sal uitsien na die wederkoms van Christus. En as daar vandag iemand hier is wat ver van U af leef, Here, roep hulle. Buig hulle harte om na U toe deur U Gees. Ontvang hulle. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.